Spreuke 9 vanaf vers 1. Ons lees daar saam tot en met vers 12. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wynreg gesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur, van die hoogste plek af te roep. Kom hier na toe, almal wat nog moet leer. En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê, kom, eet by my, kom, drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde dat julle kan lewe. Kom op die pad van die insig. Wie iemand so opvoed dat hy 'n sinnige mens word, moet die verwyte daarvoor dra. Wie iemand so leer dat hy 'n goddelose word, doen dit tot sy eie skade. Moenie 'n sinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haal. Voed 'n wyse op, en hy sal lief wees vir jou. Gee jou aandag aan 'n wyse mens, en hy kry meer wysheid. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Ek lees ons vanoggend net tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord van die Here hoor, ook dit in 'n hart bewaar, ook in 'n lewenspad volgens inrig. Nou, die tema van ons prediking vanoggend is feeskos. Ek weet nie van julle, miskien klink dit dalk bekend, so in 1987 is daar 'n Deense film gemaak met die Engelse titel Babette's Feast. Miskien van julle het dit dalk gesien. Maar die film gaan oor 'n Franse vrou, Babette, wat uit Frankryk uit moet vlug, en dan soek sy haar heenkome op die Deense platteland. En dan in 'n baie klein dorpie aan die kus, gaan werk sy dan by 2 bejaarde ou jong nooi susters. Hierdie 2 susters is lidmate van 'n klein kerkie. Maar hierdie klein kerkie het oor die jare heen hulle maar verstok geraak en verstrengel geraak in 'n klomp fase. Die een was met daai een kwaad oor 'n fete wat hulle paas en maas en oupas en oumas gehad het. Daar was lidmate wat so 40 jaar getroud was en hulle kon mekaar net nie vat. Die 2 susters spesifiek het ook 'n liefdesteleurstelling in hulle jong dae gehad en hulle het elkeen self ook gesit met hierdie verwyte van wat kon gewees het. Die eredienste van die gemeente was maar en het maar bestaan in 'n sin van stokou melodieë en die nadink oor die stigte van hierdie gemeente wat al jare gelede dood is. Nou, as 'n mens die film gaan kyk, dan sien 'n mens is duidelik dat die film met die uitbeeld van hierdie klompie wat so vasgevang geraak het in hierdie ou manier van doen, iets wil uitbeeld ook van 'n spesifieke soort lewenswys. Een van, ons oorleef van. Ons leef, maar ons leef ook nie regtig nie, ons bestaan maar nie. 'n lewenshouding wat ons ook maar eintlik baie keer baie goed ken, want die lewe en ons omstandighede druk ons ook maar baie keer in hierdie lewe van ons gaan nie eendag deur die volgende, en ons geen vrolikheid, en ons geen feeslikheid, en ons geen opwinding nie, want ons gaan net 'n gesloer elke dag met dieselfde routine. En baie keer voel dit dalk vir ons op ons lewe ook baie keer soos 'n ou vodde lappes wat gedraai is en daai laaste druppeltjie water op uitgewring. En dan baie keer dan voel dit vir ons kan eenvoudig net nie meer.
En wanneer ons vir ons kan net nie meer en dan is daar nog op 'n ander manier 'n aanspraak op ons lewens gemaak word. En baie keer is dit maar eintlik ons eie skuld, dat ons maar baie keer baie goede vir onsself haal en ons maak onsself oorlaai onsself ook baie keer. Ander keer is dit maar omstandighede in ons lewe wat ons omverwerp en ons leegtap. Soveel so dat dit maar baie keer vir ons voel maar die opwinding is nie weg. My tentjie hier binne van my emosionele tentjie is dol leeg. Is niks 'n opwinding nie. Was niks wat my bietjie vrolik en opgeruimd maak. Raak 'n mens baie keer maar bietjie sinies en ek dit is maar net 'n ou rolreis. En ons almal is maar net uit vir onsself. Ons het dit paar keer hierdie week met mekaar gesê. Eintlik sien ons in ons eie lewe, ander mense se lewe, die lewe gaan maar net vir jouself en ons gee nie eintlik veel om baie keer vir ander. Partykeer kan ons nie en partykeer wil ons nie meer gee nie, omdat daar ook eenvoudig niks meer oor is van ons om te gee. Ons voel letterlik doorleeg. Nou die film op Betsy vertel dan uiteindelik hoe na 14 jaar wat sy by hierdie bejaarde ou nooiens werk, dat sy 'n groot som geld erf sy dan uit Frankryk. En wat sy dan met hierdie geld doen, is sy gaan berei een enkele asemrowende feesmaal. Gaan berei sy voor vir hierdie twee ou nooiens en vir die hele gemeente. En toe sy nog in Frankryk was sy 'n chef van een van die voorste restaurante in Frankryk. En sy span dan alles in wat sy het, beste kokers, en sy gebruik al haar geld en alles, en sy gebruik dit om hierdie fabelagtige ete voor te berei. En maak jy okay? Dankie, Nico. En sy sit hierdie wonderlike feesmaaltyd voor, van hierdie eksotiese sop, en die beste moontlike Franse champagne met die mooiste en die beste pragtigste silwer eetgerei. Sy berei hierdie feesmaaltyd voor vir hierdie inwoners van hierdie dorp en dit maak van hierdie gemeente. En soos wat hulle aansit by hierdie tafel, is hulle absoluut eintlik verstom oor dit waarmee hulle voorgesit. En soos wat hulle die kos geniet en soos wat een gang na die volgende gang voor hulle voorgesit het, begin hierdie mense half ontdroom. En dan besef hulle na 'n ruk, maar al hierdie onder ons wat ons met mekaar gehad het, is eintlik kleinigheid. En die man Tannie wat 40 jaar getroud is, begin sommer weer glinster in die oog van mekaar te ontvang. En so begin hulle, die wat so sinies en verbitterd geraak het met die jare, begin hulle ewe skielik dink, terwyl hulle so sê, "Sjoe, dit is lekker. Sjoe, dit is heerlik. Dit is goed om te leef." En in hierdie geniet van die kos, en terwyl hulle hierdie feeslikheid ervaar, eers skielik gebeur daar iets met hierdie klompie. Dit is asof hulle oë oopgaan vir 'n dieper en 'n feestelike soort lewe. 'n Lewe waarin verhoudings weer kan herstel en waar verhoudings weer dieper en meer liefdevol is. Dit my laat dink toe ek ook Spreuke 9 lees, dat 'n mens sien tog iets van dit in Spreuke 9, van dit wat in die film uitgebeeld word. Want dit gaan hier oor in Spreuke 9 van om met wysheid te leef. As 'n mens die hele gedeelte lees, dan sien 'n mens die kontrak tussen wysheid en dwaasheid. En hierdie gedeelte sê vir ons, wat is dit om met wysheid te lewe? Dit is eenvoudig, maar om met wysheid te lewe, dan as 'n mens met wysheid lewe, dan besef 'n mens, maar die lewe is eintlik bedoel om 'n fees te wees.
geniet. Dit is vir elke dag is natuurlik nie 'n partytjie. Maar om die kuns aan te leer, om elke dag iets goeds raak te sien, iets moois raak te sien, en dit te geniet, en dit te waardeer. Hier in hoofstuk 9, in Spreuke word wysheid uitgebeeld as 'n vrou. Nou, wonder ek of dit nou is, maar wysheid word uitgebeeld as 'n vrou. En wat doen sy? Wat doen sy? Sy hou 'n partytjie, sy hou 'n ete, sy berei 'n feesmaal, berei sy voor. En sy bou hierdie pragtige banketsaal, en dan berei sy feeskos voor. Sy dek tafels, en sy laat slag, en sy sit wyn voor, en sy berei spesiale kos voor, feeskos. Nooit uit sy die mense nou nie elke dag vleis gehad om te eet en wyn om te drink. En dan nooi sy die mense uit. En sy sê, kom, eet by my, kom drink van my wyn wat ek reg sê. Neem afskeid van die onkunde, dat jy kan leer. Kom op die pad van insig. Wat is die punt? Die punt is om te ontdek dat hierdie lewe van net maar oorleef, van sinies raak en bitter weg betyker weet, hierdie lewe gaan oor meer as dit. Dit gaan daaroor om God oral in ons lewens raak te sien en om God se vingerafdrukke oral in die lewe van elke dag raak te sien. Die alledaagse, nie altyd die eksepsionele, die groot, die wonderwerke nie, maar om in die klein alledaagse lewe, die klein en alledaagse goedjies op te hef tot spesiale goed. Die punt is, ons moet liewe eenvoudig net raak sien, ons die dieper dinge, die alledaagse op 'n dieper vlak, dat daar iets spesiaals daaromtrent is. Hoekom? Omdat God daarvan leef is. As ons oor wysheid dink, dan kan ons seker nie anders as om te dink aan Jesus. As ons van die wysheid dink waarmee God die hele skepping en die wêreld gemaak het, dan kan ons nie anders dink as om aan Jesus te dink nie. Want deur hom, hy is die een deur wie God alles gemaak het. En hierdie hele skepping dra God se vingerafdruk. En dit wat Jesus doen, en hy kom en hy roep ons uit, en hy nooi ons om van die alledaagse, die gewone goeders, iets spesiaal te maak, om te gaan van net bestaan tot lewe. En ons het alle rede om dit te doen. En hy kom ook, en hy, soos die vrou van wysheid, roep hy ons ook as te ware op, en sê, kom eet by my, kom drink van die wyn, wat ek reg gesit het, en neem afskeid van die onkunde, dat julle kan lewe. Christus Jesus kom, en hy wil vir ons 'n dieper geheim van die lewe leer. 'n dieper genot, en 'n dieper vreugde wat ons in die lewe kan ontdek. En dis hoekom ons begin het vanoggend ons foto wat Jesus sê, ek het gekom om julle die lewe te gee, nie net 'n middelmatige lewe nie, maar 'n lewe met hoofletter L, 'n lewe in oorvloed, 'n lewe wat 'n fees is, omdat dit 'n lewe is saam met die Here op pad na die ewige heerlikheid. En vanoggend, soos elke ander keer wanneer ons mag die voorreg gee om te kom aansit aan die tafel van die Here, is dit die Here self wat ons nooi na hierdie feesmaaltyd toe. Hy is die een wat die uitnodiging rig aan ons. En dan om alles te kroon is hy nog hoor op die kos ook, wat dit ons voorsit. Sy liggaam en sy bloed. En wanneer ons deel kry aan hierdie ware feeskos, dan maak dit vir ons dat ons lewens anders kan inrig en dat ons lewens anders lewe. Want met die Here in ons lewe maak dit vir ons moontlik dat ons gebrokenheid en ons seer kan genees. Dit maak vir ons moontlik dat
ons sonde vergewe kan word, en dat ons op ons beurt leef, omdat ons deel kry aan hierdie oorvloed wat die Here vir ons gee, vergifnis en liefde en genade, omdat hy dit so in oortreffende krag in ons lewens uitstort, maak dit vir ons moontlik dat ons dit weer kan deel, dat ons weer kan vergifnis deel, dat ons weer kan liefde deel, en omgee, en 'n groot dosis van verdraagsaamheid met mekaar ook kan hê. En dat ek en jy 'n hart en 'n oog sal opgewek, om selfs in die alledaagse dingetjies iets spesiaals raak te sien. Wat kan julle as gesin letterlik doen om die feestelike en alledaagse dinge te laat deursteen? Dit kan maniere, hoe kan ons as gesin net bietjie vreugde, bietjie feestelikheid in ons lewe, kan ek 'n kers aansteek by die kombuistafel as ek en my gesin saam eet. En dan verhefte daai vervelige visvingers of spaghetti tot iets spesiaals. Kan ons, voor ons mekaar gaan in die oggend spat ons almal in ons is daar 'n manier dat ons 'n spesiale groet kan hê voor ons uit mekaar spat? Kan ek miskien as ek so op pad werk toe ry, dieselfde pad elke dag, dieselfde stres van verkeer, kan ek miskien 'n spesiale ritueel vir myself uitwerk, om myself net weer te herinner, daar is meer aan hierdie lewe as net frustrasie van verkeer en irritasie. Dit gaan oor 'n totale lewensveranderende uitkyk, van om te sê as die glas halfvol of half leeg. Dit gaan daaroor dat wanneer die Here deel is van my lewe, en ek hierdie oorvloed wat ek van hom ervaar, dan sê ek, maar ek kan anders lewe, want ek het soveel in my lewe wat maak, dat ek my in elk geval in 'n ander klas sit. God se genade en sy liefde en vergifnis sit jou en my in 'n ander klas. Ons kyk ons baie keer na mense en dan meet ons hulle aan miskien sosiale status en geld en so, en sê daai mense is in 'n ander klas. Ons as kinders van die Here, met al die genade en liefde in ons lewe, is in 'n ander klas. Wys dit in ons lewe, nie 'n hoogwaardige, nie 'n nederwaardige en geestelike hoogmoed nie, maar 'n nederige dankbare. Ons dankbaar is vir dit wat ons van die Here ontvang. Nou my vrou, wat kan ons, soos 'n Babet van oud of die vrou van wysheid, in navolging van Christus, wat kan ons doen om mense uit te nooi om die feestelike in die lewe te ervaar? Om vir mense te wys dat ons meer aan die lewe as net oorleef. Kan ek en jy dit regkry? Mag die Here ons daai genade gee om die vreugde wat reeds deel is van jou en my lewe, mag dit uitborrel uit ons lewens uit, mag ons dit deel met ander, en mag ons die gewone, die alledaagse dingetjies van elke dag, omdat die Here daarvan deel is, mag ons dit verhef tot iets spesiaals. En mag ons dan ook, wanneer ons aan 'n tafel kom aansit, en ons kyk na mekaar, en ons sit ook soos daai gemeentetjie eintlik verstom, dat die Here ons so kan bederf, met sy liefde en genade, en nadink oor wat hy bereid was om in 'n kruis vir jou en my te doen. En as ons dan na mekaar kyk, besef, ag, daai ou ding wat ons dalk met mekaar gehad het, daai kragtigheidjie wat ons dalk met mekaar gehad, ag, dit is nie eens belangrik. Of daai persoon wat ek dalk nodig het om te vergewe, ag, wat ek dit doen. Of daar wat nodig het om te gaan jammer sê dat ek dit doen. Daar waar ek elke dag nodig het om groot dosisse verdraagsaamheid teenoor my medemens te gaan leef, dat ek dit maar doen. Want soveel verdraagsaamheid, soveel vergifnis en soveel liefde
het ek en jy ontvang. En dan wanneer ons dan nou oggend hierso kom aansit aan hierdie tafel van die Here, laat ons verlangend uitsien na die feesmaaltyd waartoe die Here ons eintlik uitnooi. En dit is in die hemel. So wanneer ons hierso aansit vandag, hoop ek daar so 'n trek in jou hart. Dat jy verlang en tog so 'n bietjie jou probeer visualiseer. Hoe sal dit eendag wees in die hemel? Wanneer ons aansit by die hemelse feesmaaltyd waar die Here ons eintlik roep. Dit wat ons hier vanoggend beleef is eintlik van die voorsmaak van dit wat die Here vir ons in gedagte het. Mag ook vanoggend se maaltyd geloofsversterking vir elkeen van ons kan wees. Amen.